Here in your love, here in your love. Well, good evening, everybody. Good evening to everybody on live stream. God bless you. Come, let's stand together. Let's just welcome Dr. Johan with us. Let's just give him a nice Kingsway welcome tonight as we can have an awesome time in his presence. But you know, the most important thing tonight is remember that Jesus is present. Amen. The Word of God says that where 2 or 3 are gathered in His name, you know the story, He's in our midst. And because He's in our midst, we don't have to look around and wonder, because the Word declares that He is here. And because He is here, we are grateful. We are happy to be in His presence. We're just happy, Lord, to just call out and say, worthy is honor and worthy is glory that belongs to you. That, Lord, we want to declare this place holy. We want to declare this place separated for you tonight. We know that, Lord, because of the power of the blood, we declare the blood over this place and say there is power, wonder-working power in the name of Jesus. And Lord, that we can come to you tonight and love you and just raise our voices and say, look and see what the Lord is about to do in people's lives tonight. We want to give you all the adoration and all the love and all the glory in Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Blessing, honor, glory, and power be to the ancient of days. From every nation, all our creation, bow before the ancient of days. Every time in heaven and earth shall declare your glory, every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing, honor, glory, and power be to the ancient of days. From every nation, all our creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory, every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancient of days. For none can compare to your righteous word. Sing unto the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancient of days. For none can compare to your righteous word. Sing unto the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancient of days. For none can compare to your righteous word. Sing unto the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every
days. Oh, ancient of days. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. The Most High. The Most High. Glory. Someone praise Him. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He will to buy my pardon. An empty grave is there to my Savior. Because He lived, I can face tomorrow. Because He lived,
enter through the blood of the Lamb. Jesus, I enter to worship you only. I enter to honor I am. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. Lord, I worship you, Jesus. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, so holy. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, so holy. For your name is holy, so holy. I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, so holy. For your name is holy,
For your name is holy. Holy, Lord. Jesus. For your name is holy. Jesus. Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Can you give God a hand clap of praise in this place? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You may be seated. He is a holy God. I said, He is a holy God. Without spot or wrinkle or blemish. There's no sin to be found in Him. He is light and there is no darkness. You see, dis hoekom ek nie kan verstaan hoe ons liedjies kan sing wat sê, standing somewhere in the shadows, you'll find Jesus. Because He is the light, so how can there be shadows around Him? Amen. Hallo? Ag, julle opgewondenheid stem ek ons geloof van jou. He's a holy God. He's a holy God. En dit bring my terug by die vraag van vanmôre. Waarmee is ek en jy besig? Can we honestly and truly say to one another, I am not busy with my dream, but I am a co-laborer, a co-worker on God's dream. Ek wil hê met jou Bybel saam met my oopmaak by my geliefde profeet. In South Africa, we will call him Haggai. In the United States, they will call him Haggai, so the poor guy's got a personality disorder. And I would appreciate it if you could stand with me for the reading of God's Word. Ek is jammer vir die Engels sprekende mense, maar ek het net my Afrikaanse Bybel saamgebring. My Engelse Bybel is by my huisie waar ek bly. Haggai hoofstuk 1, vers 5, 6 en 7. So sê die Here van die leerskare dan nou. Gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het jou gekleed, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Jy kan die sitplekke neem. Moet asseblief nie jou Bybel toemaak nie, soos wat ek vir u vanmôre gesê het. Tonight we're gonna let your fingers do the walking, not through the yellow pages, but through the Bible. Ek sit in Maccabeen in Bloemfontein daar in Northridge Mall. En ek geniet net 'n ligte middagete. Nou ek weet nie hoe God met jou werk nie.
Maar die Here praat met my op die vreemdste plekke. Partykeer tot in die slot. Want jy sien, God woon nie buitekant my nie. Omdat ek wedergebore is, woon God in my deur sy Gees. And if you can just understand, if you can comprehend that tonight, that God abides not just with you, but He abides within you. En ek geniet so ligte middagete en ek kyk so buitekant, nou is mense daar besig om op en af te stap in die gange van die sentrum. En die volgende oomblik kom 'n vraag in my gees op. En jy gaan dalk nie hou van hierdie vraag nie. Maar as jy my lank genoeg ken, sal jy weet ek is baie lief vir vrae. Want ek het geleer by die Japaneese. The Japanese taught me if you ask a question, you're stupid for a few seconds. But if you never ask a question, you're always stupid. Maar daar kom 'n vraag in my gees op, en hoor mooi. Die vraag is, hoekom is dit dat so baie kinders van die Here nie in die oorvloed van God leef nie? Why is it that so many children of God do not live in the abundance of God? I want you to think about it for a moment. We have become professional people in confessing Scripture, but yet our lives does not testify of the power of that Scripture. Ons as kinders van die Here kom, en dan sê ons dinge soos, die Bybel sê, die aarde en die volheid daarvan behoort aan ons God. Hallo? En dan vat ons dit nog 'n bietjie verder, en dan sê ons, but the cattle on 1,000 hills belongs to our God. En dan vat ons dit nog 'n bietjie verder, dan sê ons, Paulus het vir ons deur die boek van Romeine geskryf en hy het gesê, ek is 'n erfgenaam van God en ek is 'n mede-erfgenaam saam met Jesus Christus. And if that is not enough, dan vat ons dit nog so 'n trappie verder en dan sê ons, hierdie selfde Paulus het in 1 Korintiërs 2 geskryf, dit wat die oog nie gesien, wat in die oor nie gehoor, wat in die hart van die mens nie opgekom het, het God voorberei vir die wat hom liefhet. That is not a promise for life hereafter. It is a promise to enjoy in this life. En terwyl al hierdie skrifbelydenisse die waarheid is daar tog so baie kinders van die Here wie se lewens nie daarvan getuig nie. Al wat hulle ken is swaar kry, is tekort. Nou dan die Here nie in persepsie nie na bloedwilling. Hallo. En daar in Makkabeen gee God geboorte aan hierdie boodskap wat ek vanaand met jou wil deel. Wat het jy as kind van God in jou hand? Want God het 'n hoop in jou hand gesit. Amen. Maar daardie hoop gaan niks tot stand bring as jy hom nie gebruik nie. En ek bedoel dit nie sarkasties
vies nie. Ek bedoel dit nie lelik nie. Maar weet jy, ek weet nie van nog 'n skrifgedeelte in die Bybel. En ek is nie onsensitief wanneer ek hierdie dinge sê, wat so baie kinders van die Here se lewe beskryf, soos Haggai 1 vers 16. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het al geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. Dit spreek van een ding, 'n lewe van tekort. En ek gaan reg hier in die begin, gaan ek dit sê, en ek draai nie doekies omtrent dit om nie. As jy rook, sukkel jy nie. As jy drink, sukkel jy nie. As jy DStv het, sukkel jy nie. As jy iemand het wat jou tuin vir jou skoonmaak, sukkel jy nie. As jy 'n bediende het wat in jou huis vir jou werk, sukkel jy nie finansiëel nie. Want as jy gesukkel het, sal jy van hierdie goeders ASAP ontslaag. Maar ek wil vanaand met ons so 3 punte deel oor hoekom ek glo dat so baie van ons as kinders van die Here in tekort leef. En die eerste punt is, ons is nie goeie rentmeesters van dit wat God aan ons toevertrou nie. We are not good stewards of that which God entrusts to us. Weet ek dink aan ou Louis Malherbe, hy is al jare oorlede. Maar Louis Malherbe daai tyd gee vir sy seentjie R2 sakgeld 'n maand. Vandag as jy kind R500 gee, sê, "Pa, dink jy moet ek hierdie maand kom met dit?" By R2 sakgeld, en hy hou hierdie ouetjie dop, sonder dat sy seun bewus is van dat sy pa hom dop hou. Hy sien elke maand, sy moet sy R2 gee, die eerste ding is, hy haal sy 20 cent, 10de uit, en bla bla bla. En toe eendag kom die laaitjie na hom, en hy sê, "Pa, ek dink, ek het 'n verhoging nodig in my sakgeld." En sy pa sê, "Seun, ek stem met jou saam. I honestly agree with you. You need a raise. I have been watching you. You have been a good steward of that which I have entrusted to you every month." Hy jou R5 'n maand gee. Eers die laaitjie is bly met. Hy dag is sommer Kersfees in September maand. Daai aand kom Louis Malherbe by die huis, stap na die laaitjie se kamer toe en dis net lekker goed papiere waar jy kyk. Hy sê, "Ja, wat gaan jy aan?" "Nooit, pa, ek het 'n increase gekry in my sakgeld." Hy sê, "Jy's terug R2 toe, hoor." Hoekom? Want jy kon nie dieselfde wysheid, kennis en insig en volwassenheid aan die dag lê as 'n goeie rentmeester toe ek jou met meer vertrou het nie. En jy mag dalk vanaand nie met my saamstem nie, en dit is oukei as ons nie saamstem oor dit nie, net sodat jy weet ek is reg. God sal jou en my nie met meer vertrou as ons nie eers goeie rentmeesters kan wees van dit wat hy nou vir ons gee nie. Louis Malherbe was 'n versekeringsmakelaar. En hy kom eendag by die kantoor aan
En een van sy agente, jong man, kom na hom toe en sê vir meneer Malherbe, want Louis Malherbe was verskriklik lief vir sportmotors en motorfietsse. Hy sê, meneer Malherbe, ek wil graag eendag 'n kar ry soos wat jy het. Hy sê, hoekom? Hy sê, ja, jy is 'n mooi kar aan. Dis my hartse punt. En Louis Malherbe gee voor, hy het sy kantoorsleutels by die huis vergeet. En hy vra vir hierdie jong man, wil jy my nie gou huis toe vat nie? But he asked it intentionally. Ek het my kantoorsleutels by die huis vergeet. En die ouetjie is opgewonde, jessie die myn peanut in die pak en die baas vra my, ek moet hom met my kar huis toe vat. En toe Louis Malherbe in sy kar klim en toe die jong man inklim, toe sê hy, God sal jou nooit vertrou met 'n voertuig soos wat ek het nie. God will never trust you. En die ouetjie is verbluf, hy sê, meneer Malherbe, hoe kan jy dit sê? Hy sê, hey, jy kan nie eers hierdie ene oppas nie, ek moet my pad loop beklei tussen die McDonald's boksies en die koud blikkies en goeders. Hoe gaan jy nou so kar kry? Is ek en jy, kan ons werklik voor God staan vanaand met 'n rein hart en met 'n skoon gewete? En kan ons vir God sê, God, ek is 'n goeie rentmeester van dit waarmee U my seën elke maand finansiëel. Nou jy weet, baie keer kyk mense na 'n prediker se lewe. Ek het nou al 'n keer terug as ek vir 'n ou gesê het, jy ken nie my storie nie. Don't read this book by its cover. If you have not read the content, jy ken nie my storie nie. Ek ken armoede. Ek weet wat dit beteken om arm te wees. Nie omdat die duiwel gesteel het nie, maar omdat ek nie 'n goeie rentmeester was nie. Nou daar in Lady Smith Natal, ek is die enigste Nataler in my hele familie en die mooiste van almal. As jy in die dorp inkom, ingaan, so lang afdraande. Ons het dit genoem Pram Rally. Dit was vir al die mamas en papas met karre gehad. Nou ek was 17 jaar oud toe ek die eerste keer getroud is in my lewe. En wat weet 'n 17-jarige kind van rentmeesterskap? Ek het nie 'n pa gehad wat my sulke goed geleer het nie. My pa was verslaaf aan dobbel en hy was 'n alkoholist. Perde was my pa se ding, tot hy in die casinos gekom het. Nou as my pa op die Saterdag aan vis en chips gebring het, ons geweet die perde het gewen. As hy by die huis kom sonder vis en chips, het die perde het verloor. Ek kan nog onthou, baie jare terug is asof dit gister gebeur het. Daar was 'n hindernisresies en in hierdie wedloop was daar 'n perd met die naam van Jamaican Music. En die ou spoorweghuise daai jare het sulke opskyfvensters gehad, nie so vandag wat jy hom so oopmaak nie. En daar was die TV nie. En iemand ons daar by die kombuistafel sit saam met my pa. Ek weet nie hoeveel geld het my pa op die perd gesit nie. Ek het net geweet, as daai perd wen, werk my pa nie langer nie. En nou sê ou wat uitsaai, ek bedoel, dis Jamaican music en Jamaican music en Jamaican music is voor. En Jamaican music kom om die draai en is nog steeds voor. Daar van die jockey van Jamaican music af en dis ons tot weg. Want ons weet wat kom. So ek het niks geweet van rent. Ek het skuld gemaak links, rechts en sien. Left, right and center. Back those years, there was so much traffic on the railways that you didn't think there will come a day that you will not be able to work 1 hour overtime. So ek was so diep in die skuld as ek opkyk, kan ek
inflasie nie. Nou daai jare op die 26ste van die maand het jy betaalstaat gekry, 27ste by gekry. Ons het nie kar nie. Ons maak deel uit van tram rally. Val ons aan die aandraal is op daai tyd was daar nog nie ATM's nie. Is nog Volkskas en Trust Bank en Allied Bank en NBS. En dan lei ons allemaal nie buite die bank op. Jy het geweet wat hulle pyde is vir die spoorwegmense. Kyk, die fabrieksmense, hulle was meer sakker. Jy het nie eintlik geweet wat hulle kry. Dan kry ons salaris check of ons betaling en dan daar's 'n kafee, Griekse kafee gewees in die sentrum, Bruno's. Bruno's het die heerlikste pie en gravy en chips gemaak. Nou het jy net jou pie gekry en die eerste stop is waar? Kyk, Bruno's het dit gelaaf as het pie was. But when you came out of Bruno's, you were already 50 rand behind. Jy het nie gedink nie. Daar was nie 'n ding soos 'n rentmeesterskap nie. Maar ek wil vir u vanaand sê, kind van die Here, ons het nie verskoning nie. Daar word meer as genoeg lering gegee oor hoe om 'n goeie rentmeester te wees. 'n Rentmeester van my kar, 'n rentmeester van my huis, 'n rentmeester van my finansies, op 'n manier wat God verheerlik word. So ek glo vanaand die ene rede, en ons kan van die môre tot die aand bely, dat die aarde en die volheid behoort aan die Here en die vee op 'n duisend. Maar as jy nie 'n goeie rentmeester is nie, gaan jy elke maand met 'n R50 agterstallig begin vir die water en lig te betaal. Maar wat het jy in jou hand om jou situasie te verander? Jy sien, dis die maklikste ding op aarde om armoede te bepleit. Ek weet nie, ons kan nie, maar God het vir jou hoop in jou hand gegee. Dat as jy hierdie hoop sou vat, if you would take this hope and you would apply it as a good steward, you would be able to change your circumstances to the point that you will never have to go without. Ag, jy was opgewondenheid vir my tot groot vreugde. Maar wat het jy in jou hand? Kom ons gaan gou na Exodus 4 toe. Exodus 4 in vers 2. Moses se roeping. Exodus chapter 4 and verse 2. Moses en God is in gesprek met mekaar. Kom ons lees van vers 1 af. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En ek sê vir jou vanaand, God vra vir jou, wat is daar in jou hand? En Moses antwoord, 'n staf. Maar jy sien, Moses het nie die potensiaal van die staf gesien. Hy het net 'n stok gesien, maar God sien autoriteit. God sien autoriteit. Is in die eerste sleutel is ons is die goeie rentmeesters nie. Die tweede sleutel is, kan ek dit maar sê, ons is lui.
Ons is lui om dit wat God in ons hand gesit het, te gebruik. En ek gaan vir julle net sê, hoekom? 2 Konings hoofstuk 4, julle ken 2 Konings hoofstuk 4, maar kom ons bly maar so. 2 Konings hoofstuk 4. Halleluja. Dis Elisa en 'n weduwee. Hierdie vrou se man is oorlede. En sy sit met 2 kinders. En sy weet nie wat sy gaan doen om uit die situasie uit te kom nie. En die profeet vra vir haar in my terme, wat het jy in jou hand? Wat is die hoop wat God jou in jou hand gegee het? Onthou ek het vanmôre vir julle gesê, daar's 'n verskil tussen geloof en vertroue. For most part, we don't lack faith in God, we lack trust in God. Ons vertrou God nie. En sy sê, al wat ek het is ou kannetjie olie. Nou ag, weet jy, kom ons kyk nou maar, wees nou maar eerlik. Jy sien jy moet die instruksies lees. En ons hou nie daarvan om die manuals te lees nie. Jy gaan koop 'n nuwe kar, you buy a new TV, you buy a new refrigerator, and in that car, and in that box for the TV or the refrigerator, there's something called a manual. Yeah. But we don't read the manual. Nou sukkel ons met hierdie yskas. Hy stupid verkoopsman het dit ding aan my verkoop. Nou bel jy die verkoopsman en sê, het jy die manual gelees? Is jy nie met kyk? Daar is duidelike instruksies wat gegee word. As ek en jy die oorvloed van God wil geniet, Louis Beller het so mooi vir my sê dat die Bybel gaan. Hy sê dis God se handleiding vir die mens. Lees die instruksies. Wat is die eerste instruksie wat Elisa vir haar gee? Gaan leen kanne. Moet nie te min gaan leen nie. Dis aksie. Dan hier kom die tweede deel van die instruksie. Vat jy en jou kinders die kanne en waartoe moet hulle gaan? In julle binnekamer in. En doen wat? Sluit die deur. Daar's net een plek nog in die Bybel waarin ek en jy aangemoedig word om die deur te sluit. Waar's dit? If you go and read the Sermon on the Mount, Matthew chapter 6, Jesus leer sy disippels, hy sê, moenie nie op die hoek van straat te staan en bid nie, man, maar almal jou kan sien nie. Gaan in jou binnekamer in, en nou gaan ek kyk of die eerlike mense hier was. En as jy in jou binnekamer ingegaan het, sluit die deur. Wie van ons bid so? Niemand van ons sluit die deur nie. My sien ons lees die instruksies nie. Nou wonder, en ek is een van, ek het lang gewoon, Here, hoekom het ek die deur, hoekom het sy die deur? Why did she have to lock the door? I mean, why couldn't she just go into this bedroom, closed? Why did she have to lock? Hoekom het jy in jou bid? Hoekom het jy die deur sluit? Wanneer jy die deur sluit, sluit jy simbolies die wêreldse stelsel uit. When you go into your prayer closet and you lock the door,
You shut out every hindrances of the world in your time of prayer. Hy sê, en dan eers begin jy die olie gooi. En hy sê die olie klaar, toe sy klaar kom is, toe kom sy nou te sê, okay, daar is nou nie meer olie, wat moet nou maak? Hy sê, gaan verkoop die olie, betaal julle skuld, en hoor mooi, dan lewe jy en jou kinders van jou res. Are you making a living or a life? Are we making a living or are we making a life? Dan lewe jy en jou kinders van jou res. Is jy daar in Bloemfontein, kry ons twee groepe mense. En ons kry hulle in die kerk ook. Jy kry die een groep mense, hulle staan daar by die roebord in die Kaap, noem hulle dwergies, by ons noem ons hulle houbouts. Dan klap hulle handjies. Maak hulle so. Maar net langs ons staan 'n ander persoon met 'n karton met lisensiehouders en hy probeer dit verkoop. In die kerk kry ons ook sulke mense. Wat kan die kerk vir ons doen? Maar daar is bitter min mense wat kom en sê, wat kan ons vir die kerk doen? Ja. Gaan saam met my daar na Spreuke 10 vers 4. Dus julle nog lief vir my? Ja. Spreuke 10 vers 4. Proverbs chapter 10 and verse 4. Ek wil vir julle sê, ek het op 'n stadium getwyfel of hierdie man so wys is. Watter man maak 699 keer dieselfde fout? Het hy nie gelees dat elke vrou gaan na die skoolmaak kry nie? Maar ek wil vir julle sê, hoe meer ek Spreuke, Prediker en Hooglied van Salomo lees, hoe meer kom ek agter hoe wys is hierdie man gewees. Spreuke 10 vers 4. Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Ek het een van die moeilikste jare duif agter my rug. Naas 2017 was hierdie vir my een van die moeilikste jare wat kansellasies aanbetref. En dis kennisgewing kansellasies. En nou kon ek net eenvoudig agteroor gaan sit en sê, laat Gods water oor Gods akker loop. Of ek kon dit, die hoop wat God in my hand gesit het, kon ek begin gebruik. En vir my was die hoop om beskuit te bak. Wat is die hoop wat God in jou hand gesit het? Miskien is dit 'n swysmasjien. Miskien kan jy lekker kos kook en daai etes verkoop. Miskien kan jy iemand se wasgoed was. Ek iemand anders se wasgoed was. Pastoor, ek glo nie jy drink nie, maar jy klink nou gedrink. Kom ons gaan na Spreuke 14 vers 23. Spreuke 14 vers 23. En enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot
gebrek, hoor mooi, in enige moeitevolle arbeid. My boeties en sissies in die Here. Ek het op 'n stadium geryk soos beskuit. Ek het geloop soos beskuit. Ek het geslaap soos beskuit. Al wat ek sien was beskuit. Maar in moeitevolle arbeid. Jy sien, dit is te maklik om te sê ek het nie. Dit is te maklik om te sê ek kan nie. En dit terwyl God hoop in jou hand gesit het. Daai hoop se naam is talent. The hope is called talent. Miskien het jy 'n werk, maar jy's dit ei man. Weet jy, miskien het jy 'n besigheid. Jou werk, jou salaris maak dit nie. Jou weet, maar daar's 'n hoop in jou hand. Dit help nie net om te sit en praatjies te praat en praatjies te praat nie. Maar terwyl ek hier die hoop wat God vir my in my hand gesit het, maak ek seker ek bly 'n goeie rentmeester van dit wat God aan my toevertrou. Dis hoekom die preke daar is. Dis hoekom die salfolie daar is. Spreuke 22. Spreuke 22. Vers 13. Sien daar. Die leier sê, daar is 'n leeu buitekant. Ek kan in die middel van die straat gedood word. Gaan Spreuke 26 toe vers 13 tot 15. Hoor mooi. Die leier sê daar's 'n leeu op die pad. 'n Leeu op die pleine. 'n Dier draai rond op sy skaniere, so die luiaard op sy bed. Het die luiaard sy hand in die skottel gesteek. Hy is te moeg om dit na sy mond terug te bring. Die luiaard is wyser in sy eie oë as sewe wat verstandig antwoord. Ek het op 'n stadium gedraf, stap. My broer in die Kaap, hy stap ook so nou en dan. En as ons lui is, dan vra hom, did you go and walk today? Nee, daar was 'n leeu in die pad. Of hy sal met my praat, as ek nee, Dave, daar was 'n leeu in die pad. Ek kan opgevreet word. Making excuses not to utilize the hope, the talent that God has given in your hand. Het jy gesien die luiaard steek sy hand in die skottel, maar hy is wragtig te sleg om daai lepel as jy moet dit vir hom voer. En dit breek my hart om vir jou vanaand te sê, baie kinders van die Here is so. En dit terwyl God wil hê, ek en jy moet in sy oorvloed lewe. En daarom gee hy jou 'n hoop. Eerstens vra hy, wees 'n goeie rentmeester van dit wat ek reeds aan jou vertrou het. Tweedens, gebruik die hoop wat ek in jou hand gesit het. Weet jy, ek bedien daar in die Noord-Kaap. Ek weet nie hoeveel karwasse is daar nie. Ek is amper seker daar's meer karwasse as karre by plek. En hier kom 'n blanke ou na my toe, met 'n trommel. Daar seker 3 50 liter dromme. Hy sê, meneer, kan net asseblief jou kar was sê. Hy laat hom nie
invloed oor hoeveel karwasse daar in die dorp is nie. Ek wil nie dink wat dit daai ou vat om daai trolley te stoot. En ek waarborg jou, hy kry seker 10 nees voor hy 'n ja kry. Maar hy hou aan en hy hou aan en hy hou aan, want hy weet iewers gaan hy 'n ja kry. Miskien kan jy bak. Ek is baie uitgesproke. Niemand kan so lekker beskuit bak soos ek. Jy moet glo in jou produk. Jy sê, toe maak ek die fout. Ek begin klap koekies ook bak. Gemmelkoekies. En ek laat mense proe. En toe wil hulle gemmelkoekies ook hê. En ek het geen beplanning gehad om enigiets nou te bak voor ek Amerika toe gaan nie. Hier stuur 'n ou foto vir my. Hy sê, "Oom Johan, hier's moeilikheid. Die bakke is leeg. Ons moet iets omdrent, nou moet ek gaan bak voor ek Amerika toe gaan." Ek sê weer, weet jy, miskien kan jy iemand se wasgoed was, man. Dis nie 'n skande om op 'n eerlike manier 'n geldjie te verdien nie. Gebruik die hoop wat God in jou hand gesit het. Gebruik die hoop. Ek gee nie sommer vir iemand wat by 'n robot staan nie. Weet jy hoekom nie? Jy bemagtig hom in sy leegheid. You empower him in his laziness. En baie mense het al by hierdie mense gekom en gesê, "Kom, ek het vir jou werk." Dan vra hulle, "Hoeveel gaan jy my betaal?" En die oomblik as hy hoor wat is die salaris, "Nee, ek maak baie meer geld in die robot, man." En in die kerk het ons dieselfde probleem. Toe ek die pastoor was op die Mpangeni, ek het nie die besluit gemaak nie, die gemeente het die besluit gemaak. En hulle het gesê, die eerste keer as iemand kom vra vir hulp, ons wil hulle name hê. As Gideon en sy vrou kom en sê, "Pastoor Johan, ons het hulp nodig. Kan ek nie na die gemeente toe gaan en sê, gemeente, ons het 'n gesin in die gemeente." Ek moet sê, Gideon en sy vrou en hulle het skrif gehad. Die Bybel sê, as een lid ly, moet almal ly. So hoe moet ons weet saam met wie moet ons ly, as ons nie weet vir wie moet ons gee nie? As jy die tweede keer kom vra vir hulp, gaan ek nie na die gemeente toe nie. Jy bring jou finansiële boeke na my toe. Ek sit met jou, ek doen met jou finansiële berading. I counsel you to become a good steward of that which God has entrusted to you. And rest assured, the very first 2 lines will be your tithe and your offerings to God. En as jy nie bereid is om dit te doen nie, dan gaan vra nie vir die gemeente vir hulp nie. And if you don't receive the counsel, and if you don't change your lifestyle, sorry, jy gaan nie op ons leef nie. Ons moet hard werk vir wat ons verdien, en al wat jy wil doen is kom. Sorry. Gaan saam met my na Spreuke 21 vers 25 toe asseblief. Spreuke 21 vers 25. Die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk. Weet jy, ek bedien by 'n gemeente daar in die Noord-Kaap 2 jaar terug. En hierdie man kom na my en hy sê, Johan, hulle gaan Junie maand, dis nou hierdie verlede jaar Junie maand, gaan hulle besluit
of hulle ons kontrakte gaan hernie. Sal jy asseblief saam met ons bid, want daar is 'n moontlikheid, hy werk vir my, dat hulle nie my kontrak gaan hernie. Hulle hernie sy kontrak. November maand verlede jaar, toe maak hy my toe. Nou, praat ek preek hierdie preek, en ek praat van 'n swysmasjien. En hierdie ou begin smile. Ek weet nie wat het gebeur nie. Dan wonder ek het eers 'n grapjie vertel, nie, hoekom lag hy? Na die tyd kom hy na my toe terug, hy sê, kan jy onthou, jy het vir my gebid? Ek sê, ja, hy sê, November maand te verloor as ons werk. Maar ek het 'n swysmasjien in my hand. Hy sê, sal jy my glo as ek vir jou sê, ek het boere op 'n waglys om hulle swyswerk te doen. Moenie net agteroor sit nie, kind van die Here. God het vir jou 'n hoop gegee, hy het vir jou 'n talent gegee in jou hand. Gebruik daai talent om jou lewe finansiëel te verbeter. God sal sy aangesig oor jou laat skyn. God sal jou guns gee. As jy net bereid is om op te staan en iets te doen met dit wat hy in jou hand gesit het. Salomo skryf hierso vir ons, die begeerte van die leiers sal hom doodmaak. Van sy hande weier om te werk. Spreuke 24 vers 33 en 34. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos 'n gewapende man. Ek wil vir u vanaand 'n vraag vra. Wie van u het ooit gedink ons sal water koop? Wie van ons het ooit gedink ons sal ys koop? Wie van ons het ooit gedink ons sal gras koop? Jy weet maar, ek het nou as kind, ja, die vlei gaan in die lang stukke gras, en kom jy terug by die, vandag pak hulle net blokke. Iemand het 'n behoefte raak gesien. Ware verhaal. Dit was in die huisgenoot en in die koerant. Hierdie swart man het 'n blikkie nugget polish en 'n skoenborsel. Kom jy in die parkeerarea, kom hy net en vra vir jou, meneer, kan ek nie net jou kar se bande polish? En een man sê vir hom, dis reg. En toe hy uitkom, ek praat van 'n hele klompie jaar terug. Hy terug uitkom, toe sê die man, ek gaan jou nie 'n voetjie gee, ek gaan jou 'n besigheid gee, en ek gee hom R1000. Daai swart man gaan koop vir hom 'n fiets, en hy laat een van hy staalkaste agterop sit, en al wat hy doen, is hy ry en polish mense se karre, se bande, en hy sit 3 kinders deur die universiteit. Ek weet nie van jou nie, maar as dit is wat God op my hand gesit het, ek is nie te trots om dit te doen nie. Ek is nie te trots om jou kar se bande te polish, as ek weet dit gaan 'n broodjie op my tafel sit nie. Ek is nie te skaam om jou wasgoed vir jou te was, of om jou huis vir jou te kom skoonmaak, as ek weet dit gaan ons op my tafel sit nie. Because it gives you far more value when you know you've earned it. Ek is daar in die Kaap met my broer in die Parel, en ons gaan albei 'n Checkers in, en die sit 3 dwergies, hobos, en hulle sê, meneer, wie het ons 'n brood koop hier? Kyk so rond. Ek sien amper die hele sigaretfabriek se stoppies hier.
Ek sien julle al hierdie stompies, ek sê julle al alles opgetel, as ek uitkom, koop ek vir jou brood. En toe ek uitkom, het hulle alles skoon gemaak. Ek vra vir hulle, voel jy nie nou beter dat jy iets gedoen het nie? Hulle sê ja, nee. Ek is in Brits. Ek kom 'n blanke ouetjie na my, twee van hulle. Die ouetjie kom na my en sê, oom, weet my iets koop om te eet nie. En ek kyk rond, en ek sien al die plastiek sakke, ek sien al hierdie gemors wat hier lê. Ek sê, ek moet gou by die bank in, as ek uitkom hier, alles opgetel, koop ek vir iets om te eet. Want Paulus sê, as jy nie wil werk nie, jy nie eet nie. En ek het gedag, as ek uitkom, sou hulle skoon maak, toe ek uitkom het hulle alles skoon gemaak. En ek gaan koop vir hulle iets om te eet, mense. Nog 'n bietjie slijmer, nog 'n bietjie slaap. Nog 'n bietjie hande gepost. Nog 'n bietjie hoop, ag ek wens nog net, iemand sal vir my 'n stukkie brood bring. God sê, wat doen jy met wat ek in jou hand gesit het? Wat doen jy met dit wat ek in jou hand gesit? Die talent wat ek jou gegee het, hoe wend jy dit aan? Kom ons gaan daar na Deuteronomium hoofstuk 8 toe asseblief. Deuteronomium hoofstuk 8. As jy Deuteronomium hoofstuk 8 gaan lees, die opskrif is vermaning tot gehoorsaamheid, deur 'n opsomming van die groot weldade van God. En as jy die hele hoofstuk gaan lees, dan herinner hulle self net en God herinner hulle aan al die groot dinge wat God vir hulle gedoen het. I believe tonight, if I would give each and every one of us the opportunity to stand up and to testify, we would all be able to testify about some great thing God has done for us, other than saving your soul. En ek wil jy moet mooi kyk. Vers 17 en vers 18. En jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om wat te doen? Om rykdom te verwerwe. Weet jy, as ek so 'n dag, baie keer bak ek so 8 tot 12 panne beskuit op 'n dag. En as ek hierdie moe liggaam daai aand in die bed gaan neersit, dan sê ek, God, dankie. Dankie Here dat jy my die liggaamlike vermoë gegee het en die gesondheid om dit te kan doen, Here. Dankie Here vir hulle wat dit by my koop. Kyk, julle het vanoggend weer net mooi die tradisie voortgesit. Oral waar ek gaan, kyk hulle eers na hulle liggame. Hulle koop eers al die beskuit voor hulle preek begin. Dankie Here. Daar's net een persoon in die Bybel wat ek van weet wat hom ryk geërf het. En omdat hy nie vir dit gewerk het nie, het hy dit nie opgepas nie, dis die verlore seun. God gee aan jou die vermoë om rykdom te verkry. My dogter Erika, en sy weet ek gebruik haar getuienis, en my kleindogter se getuienis. Erika se man is oorlede, en hy los haar. Geen begrafenispolis, geen lewenspolis met 3 kinders. Met alle eerlikheid, ek het op daai stadium nie geweet hoe swaar kry hulle nie. Ek het eers werklik bewus geword daarvan die dag na die begrafenis toe ek hulle huis toe vat in De Wetstorp, want ek was besig met dienste in Britstorp my laat weet.
En partykeer kan die mens baie ongenaakbaar wees. En van die vrouens in die Wetsdorp wat toe nou daar wag, gaan na Caitlin toe. Caitlin is my oudste kleinkind en sy sê vir haar, jy en jou boetie Ethan gaan kinderhuis toe gaan, hoor. Caitlin kom by haar ma en sê, mamma, wat gaan van my en Ethan word? Mamma, van wat praat jy van? Sy gaan ons nou kinderhuis, en sy sê nee, ek gaan vir julle sorg. Hoor mooi, met 'n 2-plaat oentjie, vat sy dit wat God in haar hand gesit het, die hoop, en sy begin te bak, en sy skep 'n beter lewe vir haar en haar kinders, as wat toe sy getroud was. En ek is in Amerika, en sy praat met my, en sy sê, papa, ek kan nou besigheid koop. Sy besigheid, ek sê, jy moet bak. Sy sê, papa, weet jy hoe voel ek as jy reg deur die nag moet bak? Sy sê, papa, ek kan 'n besigheid koop, online marketing. En ek sit met geld in my bankrekening wat mense vir haar gegee het, wat ek terughou vir as daar 'n krisis slaan. En ek gee vir haar die R4.500. En sy begin met aanlyn bemarking. Toe begin sy geld in US dollars te verdien. Maar ek mag nie nie. Vandag werk Erika vir 'n internasionale maatskappy. Sy het nie meer nodig om te wag nie. Sy het nie meer nodig om aanlyn bemarking te doen nie. Caitlin begin met Engelse klasse aanlyn. En sodoende sorg Caitlin vir haarself op universiteit. Wat doen jy met wat God in jou hand gesit het? Ons ken die verhaal van die talente in Matteus 25 vers 13 tot 30. Die een kry 10, die ander een kry 5 en die ander een kry 1. En hierdie onregverdige bestuurder kom na 'n tyd terug. En die een wat die 10 gekry het, kom na hom te sê, meneer, jy het aan my 10 talente in my hand gesit, ek het daarmee gewerk, ek het gedoen, hier's nog 10. Hy sê, mooi so goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Hier kom die een wat die 5 en sê, meneer, jy het my 5 gegee, want jy sien ons almal het nie dieselfde vermoëns nie. Daarom kry ons almal nie dieselfde talente nie. Hy sê, maar hy sê ander 5. Hy sê, mooi so goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Hier kom hy by 1. Hy sê, meneer, ek het geweet, jy is 'n moeilike man. So ek het dit wat jy in my hand gesit het, het ek gaan begrawe. So meneer, is dit wat aan jou behoort. En hierdie onregverdige bestuurder sê, wel mooi so jou goeie en getroue leier. Nee. Hy sê, jy het geweet, ek gaan rekenskap kom huis. Van dit wat ek in jou hand gesit het. Jy het geweet, you knew I was going to call you to accountability of that which I have placed in your hand. As jy dan niks met dit wou doen nie, hoekom het jy dit nie vir iemand anders te gegee wat iets met dit wou doen nie? En hy sê, vat het by hom weg. Kan ek vanaand vir u iets sê? Maar jy moet my hart hoor.
Daar is kinders van die Here wat vandag swaar kry, want hulle wil swaar kry. Hulle wil niks doen met dit wat God in hulle hand gesit het. Hulle wil hê iemand anders te doen dit vir hulle doen. Afsluit. Die derde rede. Gaan saam met my na 2 Korintiërs 9 vers 11 toe asseblief. 9 vers 11, 2 Corinthians chapter 9 and verse 11. Mag terwyl hulle opsoek, want hulle nie al net my so 'n bietjie groot mag nie, dit kan net weet, al lyk dit net of jy 'n pyn op jou maag het, maar jy doen net iets. 2 Korintiërs 9 vers 11. Ek gaan van vers 10 af lees. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Hoor mooi. Sodat julle wat sê jou Bybel? Sodat julle in alles kan wat? Ryk word. Nou miskien verstaan ek nie Afrikaans nie. Maar wat beteken alles? Alles beteken alles. Alles beteken alles. Maar hoekom wil God jou verryk op elke gebied? As daar 'n verskriklike Afrikaanse woord. Milddadigheid. Wat beteken die woordjie milddadigheid? Ek hou van die Engelse woord baie meer. So that you can be generous. Jy sien, ons weet nie, of ons weet ons weier om 'n kanaal van God se seën in ander mense se lewe te wees nie. So ons wil alles vir onsself hou. Want wat van as dit dalk môre weer moeilik gaan? Daarom deel ons met ons seëninge. Ek is nogal baie oplettend. Nou kom ek vertel van die gemeentes of waar ook al, sê ek van die beskryf, ek het dit gewak. Die preek, ek het daai preke gepreek en goeders. Dan kom mense by die tafel. Dan tel hy 'n CD op. Jy het hom gepreek. Ek het jou nou net gesê, ek het hom gepreek. Dan kyk hulle daai beskryf, jy moet lyk lekker. Het jy dit gemaak? Wat is hulle besig om te doen? They're starting to play my emotions with a beggar mentality. Then I turn deaf. Dis hoekom ek vir u sê, en ek sê dit vanaand vir u weer. As jy dit nie kan bekostig nie, dan kom jy en sê, Johan, ek wil graag hierdie CD hê. Ek kan dit nie bekostig en ek vat hom en ek seën hom met die grootste liefde. Want ek het geleer om 'n kanaal van God se seën te wees. Maar as jy begin beer, is dit doof. Jy sien, baie kinders van die Here sukkel vandag, finansiëel en op ander gebiede, omdat ons nie 'n kanaal van God se seën in ons lewe vir iemand anders te wil wees nie. Ek is daar in Pietermaritzburg by daai winkel waar die vrouens verskriklik lief is voor. Daar waar hulle die trollies of jy stoor die trollie, dan piek hulle as jy by die tol kom en sê, is jou beurt om te by. Piek hom by. Hier sit 'n vrou agter die tol, sy is 'n moslim.
weet nie hoeveel jy weet van Islam nie, maar hulle weet niks van 'n God van liefde af nie. Vir hulle sit Allah daar bo in die hemel met 'n sambok in sy hand en wag net vir jou om iets verkeerd te doen, so jy wou in brand kan slaan. So sy ken nie 'n God van liefde nie. Hier kom 'n man en vrou. Die man is hier in sy money purse. Ek weet wat is hy besig. I know he's trying to find his money. He's not paying attention to what's happening around him. En ek vat hulle trolley en ek trek hom nader. En ek begin hulle kry die nuusware uitpak en ek sê vir die vroukie agter die register, lei dit alles op. Ek gaan vir dit betaal. Klaar, as ek sit terug in hulle trolley, soos jy nog steeds in die geldsakkie. Ek sê, "Oom, wat soek jy?" Hy sê, "Ek soek my geld." Ek sê, "Wat wil jy doen, oom?" Hy sê, "Maar ek wil vir my kruideniersware betaal." Ek sê, "It's been paid for." Hoor wat kom uit hierdie man se mond uit. Kry jy nog sulke mense in hierdie lewe vandag? Hoekom moet God ons seën met meer as ons nie bereid is om te deel? Hoekom moet God ons seën met meer as ons nie bereid is om te deel? So wat het jy in jou hand? Ek weet nie wat is jou omstandighede vanaand. Ek weet nie wat is jou finansiële posisie. Ek het dit een keer gesê, ek gaan dit weer sê. En ek sê dit nie sarkasties nie, maar as jy rook, het jy nie finansiële behoefte nie. As jy drink, het jy nie finansiële behoefte nie. As jy DStv het jy nie finansiële behoefte nie. As jy iemand het wat in jou huis werk, het jy nie finansiële. Want dis die eerste goeders wat jy van ontslae raak. Ek weet nie wat ons 'n pakkie skywe nou aan. Ons sê nou wat jy rook. Maar dan goed is kos jy enigiets wat van 15 tot 40 rand. Dan sê hulle, dis nog steeds 'n bargain. Ja, dan moet ek gee my daai vir aan my paar lunchbasket. Dan gaan ek uit aan die deel. Ja. Maar wat het jy in jou hand? Jy sien, jy het nie nodig om gebrek te hê. Mense se definisie van rykdom is ek moet baie geld hê. Maar rykdom is om genoeg vir myself te hê en genoeg om met ander te kan deel. Dis rykdom. Wat het jy in jou hand? Ek wil vanaand jou hande salf. Ek wil vir jou vanaand sê, daar's geen rede om honger te ly nie. Daar's geen rede om finansiëel gebrek te hê. Anders is hierdie boek nie die waarheid nie. God het in elkeen van ons se lewe hand iets gesê. Maar as jy 'n goeie rentmeester van dit wat hy jou mee vertrou het, gebruik jy dit wat hy in jou hand gesit het en deel jy dit waarmee hy jou geseën het. Amen. En ek gaan vir julle vra, ek wil graag julle hande salf, soos jy sal kom. Ek gaan julle uit die bank uittrek nie. Halleluja. Halleluja.
Gaan jy ons almal se hande salf en dan gaan ons bid. Dit reg so met julle. Maar as dit nie reg is, gaan ons nog steeds. What did God put in your hands? Miskien kan jy ou mense versorg. Weet jy, ek het nou die dag gehoor van iemand wat 'n dagsorg begin het vir bejaarde mense. My oorlede ma, en ek glo sy was moedswilliglik het sy dit gedoen. Sy het seker gemaak dat sy al die geld uitgegee vir die kinders, sodat haar nie in 'n ouer huis kon sit nie. Maar weet jy hoekom dink ek sy het dit gedoen? Sy het gesien wat haar vriende se kinders moet doen. Double portion. Hallelujah. Wat doen jy af nie? Nou lekker uit. Something sound. En gou jy agter in die kom asseblief. Halleluja. Soveel mense aan. Don't worry, Pastor, and you'll be coming back. Salf iemands hande. Salf iemands hande. Salf iemands hande. Julle man en vrou. Abba Vader, Here, ek verstaan vandag meer as ooit hoekom sekere mense altyd arm sal wees, Here. Die seuns en die dogters, want Here, hulle weier om goeie rentmeesters te wees van dit wat U aan hulle toevertrou het. Hulle weier om dit wat U in hulle hand gesit het te gebruik in 'n kanaal van die seën te wees. Maar Here, hier staan vanaand U boeties, U seuns en U dogters, boeties en sissies in die Here. En ons wil nie net bely, Here, dat die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here nie. Ons wil nie net sê dat die vee op 1000 heuwels behoort aan ons God nie. Ons wil nie net sê ons is die erfgename van die Here en die mede-erfgename saam met Jesus Christus nie. Ons wil nie net sê dit wat die oog gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, het God voorberei vir die wat hom lief het. Here, ons wil ons lewens van dit getuig. En Here, ek wil vanaand vir my boeties en sissies kom bid. Here, dat ons sal ophou om verskonings te maak. Maar dat ons dit, Here, wat U aan ons toevertrou het, dit, daai hoop wat U in ons hand gesit. Here, daar kan ons bak, daar kan ons kos koop. Here, daar kan ons aan karre werk.
Dalk kan ons wat ook al, Here. Maar Here, laat ons dit sal gebruik. Miskien kan ons websites bou, Here. Ongeag wat is dit wat jy in ons hand gesit het. Here, miskien kan ons koeke versier. Ek wil bid dat ons dit sal gebruik, Here. Ek wil bid dat ons dit sal gebruik, Here. En wanneer ons dit gebruik, dat ons dit altyd sal doen met groot dankbaarheid. Groot waardering, met hierdie wete, Here. Dis U wat aan ons die vermoë gegee het om rykdom te kan bekom, Here. En dat ons daardie rykdom met ander sal deel, Vader. In Jesus naam. Ek bid nou U guns op elke boetie en sussie in die Here af. Dankie dat U aangesig oor hulle laat skyn, Here. En in die vrede wat U gee, Here, gee U dan ook vir hulle geopende deure om dit wat U in hulle hand gesit het aan te wend, Vader. In Jesus se lieflike naam. En die kinders van die Here sê amen. Vat dit 'n paar minute en sê vir God dankie. Sê vir God dankie, mense. Sê vir God dankie. Sê vir God dankie. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Here. O, ons dank U, Here. O, U begewe ons nie, U verlaat ons. Here, U seën U kinders ryklik, Here. Dankie daarvoor. In Jesus se lieflike naam. U kan die sitplekke inneem. Ek sal by die tafel wees, dankie pastoor Andy. Halleluja. Halleluja. Loof die Here. Vanmiddag besluit ons sal vir Dr. Johan vat vir ete. Ons sit daar so om met die ete nou te sit en is besig om te eet. Agterna praat ons met die waiter, met die bill. Kom sê aan, sê iemand het klaar vir die ete betaal. Ja, dit is nou vandag gebeur. Net om te sê hoe goed die Here is. Die mens sê, die Here is goed. Ek het nie gister beleef, ek het vandag vanmiddag beleef. Saam met dokter, ons sit by die tafel, die vrou kom en sê, julle skuld niks nie. Sê nou, wat nou? Sy sê nee, iemand het klaar betaal. En ek wil die Here eer daar. Amen. Dat tel vir jou ook. Tel vir my ook. Dis nie net vir ons nie, dit vir jou ook. Nou, môre aand, om 6:30, gaan ons aan. Dok, dankie vir 'n uitstekende woord. Die Here seën U ryklik. Mag ek net iets sê oor môre aand? Daar vir al my vriende, gemeentelede, wat nou by die huis sit. Môre aand gaan ons nie uitsaai. Ons gaan nie Dinsdag aand uitsaai. Dat almal 'n kans kry om in die diens te kan sit. Ons sal wel Woensdag aand uitsaai, miskien. So ek nooi almal uit wat hier naby is om die diens by te woon. Want ons gaan nie môre aand uitsaai nie, ons gaan nie Dinsdag uitsaai nie, en ons gaan wel ook nie Woensdag aand uitsaai. Vir die rede dat die mense in die huis moet kom. Come on, let's be fair. Come on. Kom ons gee die Here eer, kom ons gee die Here al die dank. Ons sê, dit was 'n awesome tyd om die Here te verteenwoordigheid gedaan. Wat 'n woord. Maar die huis kort mense om hier te kom drink en hier te kom eet. Amen. So kom ons neem ons offers op. Ons sal môre aand ook offerande opneem en so ook maandag tot Woensdag ons offerande opneem. Kom ons bring dit vir die Here en sê, Here, ek hou my offer hoog op. Sê voor die troon van God, Here, U is die God wat vermeerder, U is die God wat verryk, U is die God wat alles doen vir my.
Vandag wil ek kom en ek wil 'n offer bring. Maar ek wil voor jou en sê, Here, laat u seën op die offer sal wees. Dat daar 'n oes opkom, wat my sal verryk in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan maar kom. Ons gaan net gou vir Nelly 'n kans gee om iets te vertel, sy getuienis om die Here te eer en te vereer. Kom Nelly. Ek dink die Here is van nie. Ek wil vanaand vir die Here al die lof en al die eer gee. En ek wil vir hom dankie sê vir sy liefde. Want met my hele hart vertrou ek die Here. Ek is baie lief vir die winter. Nie soveel vir die somer nie, want dan sê ek useless, wil niks doen. Maar die winter dan operate jy. En ek is jaloers op die Johannesburgse winter. En ek wil met 'n seer hart Johannesburg toe gaan en ek het gebly sê ek wil Johannesburg toe gaan. Maar ek het gebid. En ek het gesê, Here, ek wil gaan, maar wat wil U hê? En ek weet, dit het al baie gebeur, as ek die Here so vra, en as hy nie wil hê ek moet gaan nie, dan sal nie gaan nie. So gebeur dit so, dat ek daar by Andre en Sorita is, om house sitting te doen, wanneer Andre nie daar is nie. Toe bel Brenda my, en sy sê my, is dit moontlik, dat jy my blinde hond kan oppas? Annie kan nie na die hond kyk, want as te veel trappe. Toe sê ek gaan dit doen. En ek het gegaan. En terwyl ek daar is, toe bid ek weer, toe sê ek, Here, ek gaan altyd na Marie toe, sy is op krikke, gebreekte heup. Martie is op krikke, gebreekte heup. My suster kan amper nie loop nie, met die groot seer op haar bene. So daar's die een van daai drie wat werklik in die kombuis kan operate soos hulle dit moet doen nie. Toe sê ek, Here, ek wil vir hulle gaan kos kook en vries, dat hulle ten minste vir 2 weke kos het om uit die diepvries uit te haal. Jan en Brenda het Woensdag teruggekom en aan by tafel. Toe gee Jan vir my geld. Ek sê, hy sê vir my, jy vat dit. En toe ek in die kamer kom en ek bid oor hierdie geld, toe sê die Heilige Gees my check bietjie op bankrekening. En toe ek na my bankrekening kyk, ons weet ons almal beklei met Ramaphosa, want hy gee nie genoeg SASSA nie. Maar toe is my SASSA geld nog steeds in my bankrekening. Saam met die geld wat hulle my gegee het ek genoeg om met die shuttle en met die vliegtuig en dan nog vleis te koop. Al die lof van die Here. Kom staan asseblief. Kom kyk vir ons af. En wat was dit net dat knop op my telefoon? Aba Vader, ons kom vanaand na U toe met dankbare harte. Here, ons dankie vir die woord wat ons vanoggend ontvang het en weer vanaand ontvang. Dankie Here. Here, ons vra dat U vir pastoor Johan Verwer sal seën. Yes. Waar hy ook al gaan, Here. Yes. Want Vader, wanneer U 'n deur oopmaak, kan niemand hom toemaak. Yes. En as U 'n deur toemaak, kan niemand hom oopmaak nie. En daarom is ons vanaand hier met dankbare harte, Here. En laat ons dit vat, Here, dit wat ons gehoor het. En laat ons werklik werk maak daarvan. Vader, ons weet dit is nie so moeilik nie. Want as ons U vertrou, soos wat ek U vertrou het, Here, gaan dit baie goed gaan met ons. Soveel so, ons sal kan deel met die minderbevoorregtes. Vader, ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie vir die nag wat voor lê, Here, want ons weet, U sal ons nooit verlaat nie, ons sal ook nooit beskaamd laat staan nie. En daarom weet ons, Here, dat waar ons ook al gaan, U is altyd met ons. En U is daar om ons te beskerm en om ons gesond te hou, Here. So plaas ons op weer eens vanaand al die mense wat nie gesond is, by U voete, Here. Want by U is niks onmoontlik nie. Ons dankie vir alles wat U vir ons doen en gee.
En ons gee vir U al die lof, die eer en die aanbidding in Jesus naam. Amen en amen.